Goeiemôre en welkom by vanoggend se podcast. Lekker om saam met julle te wees. Pastor Karel, lekker om jou saam te hê. Dankie, is lekker om julle te wees vanmôre. Ek bly jy almal daarop. Ek hoop jy het almal klaar lekker koppie koffie in. Vanmôre gaan ons 'n bietjie gesels oor jou daai powerful woord van Sondagoggend wat oor die sleutels gegaan het. Sleutels tot die koninkryk, sleutels wat God vir ons daar gestel het om dit wat hy graag in ons lewens wil hê, oop te maak. Ja. Toe ons 'n bietjie gesels in die kantoor, toe kom hierdie punt by my op en ons praat hier oor en ek sê vir hom toe ek my laptop so toemaak, dis al so Ford Mustang op my backdrop, op my wallpaper op die laptop en ek sê vir hom, toe ek na sy preek luister, was dit half die konteks wat die Here vir my gegee het, dat, onthou Johannes 10 vers 10 sê, ons weet, ons preek daai skrif seker elke Sondag in hierdie kerk, hy het gekom vir lewe dit in oorvloed, God het vir ons drome, hy het 'n plan, hy het 'n begeerte oor ons lewe, en dis daai prentjie van die Mustang wat die Here vir ons gee, Ja. maar jy en ek het so 'n bos sleutels, en ons sukkel partykeer om in die Mustang in te kom, of ons sukkel om besit te kom, of eienaarskap te vat, van wat ons, of ons gebruik geen sleutel nie, of ons gebruik die verkeerde sleutel, of ons die verkeerde sleutel vir die verkeerde kar, ons begeer die pedaal, hy kan nou soveel rigtings toe gaan, en ek dink dit is so crucial wat die Sondag gesê het, en jy het nog 'n voorbeeld gebruik, een van die huis. Miles Monroe het eintlik nog op 'n tyd met hierdie een vorendag kom, hy sê dat ons staan voor 'n mansion, en binne in hierdie mansion is alles wat jy ooit oor kon droom, die bankstel, die TV-stel, die spens en die kos wat jy wil hê, en dit wat in die slaapkamer wil wees, alles van die beste wat jy kan wil hê. En ons staan voor die deur, en die woord sê vir ons, dat Jesus is die deur. Ek kan nie by hierdie goed inkom, as ek nie deur Jesus gaan nie. En soos dat ek Jesus dan aanneem, en hy vir my access gee, tot al die ander goed, het ek nog steeds die sleutels in die huis nodig, die beginsels om te sê, maar ek wil nou by die spens uitkom, ek wil nou by die slaapkamer uitkom, ek wil nou by hierdie kamer of daardie kamer. Sleutels gaan oor access. Ja, en weet jy wat hou ek eintlik van die hele konsep is, dat elke ou soek is baie keer op die fase van jou lewe wat jy aan 'n kamer nodig het. Maak dit sin? Ja. Vir party ouens het hy dalk die sleutels nodig vir finansies, of vir huwelik, of vir ouerskap, of die sleutels vir blydskap, you name it. En so kom ons, is daar reg deur kom ons noem die geestelike huis, hierdie mansion, is daar verskillende kamers met verskillende sleutels en verskillende vertrekke. Ja. En die crucialness van hierdie hele ding is dat God is nie 'n secret agent nie. Hy wil hê ons moet daai kamers gebruik. Hy wil hê ons moet in daai oorvloed kamers in sy deurbraak ingaan, en hy wil ons moet dit wat hy vir ons gestoor het begin in ons lewe sien manifesteer. Dis sy hart vir ons, en dan sukkel ek wonder hoeveel kinders van die Here staan in gange van hulle lewe, en die Here sê, man, ek het vir jou siel gegee. Ek Here, as jy vir jou, dit is net aan die kant hierdie deur, jou deurbraak is net aan die kant hierdie deur, jou wonderwerk, jou voorsiening, you name it, is net aan die kant hierdie deur, gebruik nie die regte sleutel. Waar kry 'n ou hierdie sleutels? Ek dink dis die algemene vraag. Vir ons is dit dalk eenvoudig, maar ek dink die algemene vraag is, waar is hierdie sleutels? Al die sleutels wat ons nodig het, gaan ons binne in die woord kry. Maar mens gaan 'n studie moet maak, en jy moet weet waar om te gaan soek om hierdie sleutels, hoe kan ek sê, in besit te neem? Ja. Dis nie alles noodwendig net in een skrifgie nie. Dit sou lekker gewees het. Ja, dit sou maklik gewees het, ja, wat is nie. Maar dink gou Jan, een van jou skrifte wat jy aangehaal het, was soek eers die koninkryk van die Here. En ek wil klem nie op daai woordjie soek. Want soek is nie 'n ding wat sommer ophou nie. Hy sê ook nie soek tot jy dit kry nie. Hy praat nie van 'n destination nie. Ek dink dit is 'n aanhoudende soek. Is dit nie? Daai Passion vertaling enetjie wat ons ook opgehad het, sê dit juis. Hy sê above all, constantly seek. Constantly seek is juist dit, is 'n aanhoudende soek. En dis nie goue vinnige key nie. Want ek het ook al in al van die sake verstaan ek dalk in my lewe van kind van heerskap en pastoor wees, het ek dalk al 'n paar sleutels ontdek, maar dan kom ek op tye wat ek daai sleutels verloor, of so bietjie, ek weet of jy al sleutels verloor het nie, ek het al baie sleutels verloor in my lewe. Ek dink geestelik verloor ons op baie keer sleutels, en dan moet ons weer teruggaan, en constantly teruggaan en sê, maar hoe het ek hierdie gemis?
Hoe het ek hierdie waar het ek hierdie sleutel gemis vir daai deurbraak vertrek, vir daai wonderwerk vertrek of daai plek wat die Here vir my het, is dit nie? Soms verlê ons hom ook. En ek vergeet waar ek hom gesit het en dis waar Jakobus inkom en hy sê as ek nie konstant soek maar ook konstant toepas. Jakobus sê as ek die woord gehoor het, maar ek gaan pas hom nie toe nie. Ek sit hom nie in aksie nie. Ek sit hom nie in die slot nie. En ek gebruik hom nie, dan draai ek om en ek loop weg en ek vergeet wat se tipe mens ek is. Ek vergeet dit wat ek geleer het. Ek vergeet waarvoor hierdie sleutel eintlik was. Ja, die woord sê vir ons sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, né? Nou geloof is een van daai groot sleutels vir deurbraak en dis dalk heeltemal ou kan oor geloof 'n hele sessie oor praat. Maar geloof is ook 'n sleutel vir sekere deurbraak in jou lewe. En nou sê die woord van die Here, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Maar wat powerful is, né? Maar nou kom die woord en die woord sê, hoe kry ons geloof? Geloof kom deur die gehoor. Gehoor kom waar? Deur die woord van die Here. So, hoe kry die sleutel van geloof? Deur die woord van die Here. Is nie amazing hoe elke sleutel weg, ek wil amper nie sê dis weggesteek nie. Dis eintlik oop en bloot. Ons moet net tyd maak. Tyd uitkoop en gaan soek vir die sleutels vir die spesifieke areas in ons lewe wat God vir ons daai het. Is dit nie? Dit is verseker so. Jy het so ruk terug het jy 'n voorbeeld gebruik van God wat gesoek wil word. Jy het gepraat van 'n pappa wat wegkruipertjies speel en dan steek sy toon uit. So as die kind verbykom dat hy dit daarom nie te moeilik maak nie. Ek dink dis presies hoe dit is. Dis daar, maar hy wil hê ons moet die tyd spandeer. Hy wil. Anders het ons net hierdie klomp catchphrases gehad, 'n klomp skriffies wat ons heeltyd wou gooi en gesê het, kyk dis hoe dit werk. En dit was Tommy Tenney wat het geskryf het, in sy boek geskryf het, hy sê die Here kruip weg, maar hy kruip so weg dat jy hom kan kry. Ja. En ek dink daai sleutels is powerful, maar hy sleutels ook daar sleutels wat die Here vir my en jou gee, wat hy in die Bybel gebear het, maar dis nie weggesteek nie. Dit is weggesteek, maar ook nie. Dis daar as jy net bietjie gaan tyd spandeer, gaan jy dit kry. Die oplossing vir jou probleem, die sleutel vir die toedeur wat jy al jare voor bid. Baie van ons kom by daai plek, jy weet, dan sê hulle pastoor, maar ek voel ek bid in die ceiling vas. Ek bid nou al jare vir hierdie wonderwerk. Ek bid nou al so lank vir hierdie deurbraak en dan ek wonder hoeveel keer is dit nie die feit dat ons ek word nou mooi reg sê God antwoord gebed, maar partykeer sê die Here ook vir jou, okay, die deurbraak is agter die deur, vat net sit net daar sekere goed in plek in jou lewe sodat jy kan uitkom by dit wat jy voorbid, is dit nie? Verseker so. Ons moet daai sleutel vat en ons moet hom insit, ons moet hom oopsluit. Ja. Die deur moet oopgemaak word en dan moet die keuse gemaak word om in geloof actually deur die deur te stap. En onthou God kan nie teen sy woord gaan nie. Jy moet dit weet vandag as jy inluister, God kan nie teen sy woord gaan nie. As hy sekere vereistes daar gesit het, vereistes voor 'n wonderwerk kan plaasvind in jou lewe, gaan God nie daai kan kortpad vat nie. Hy kan nie. As ek 'n voorbeeld kan vat. In Genesis 1 het hy vir die mens gesê, gaan, of ek maak jou in my beeld, in my gelykenis, in our image, in our likeness, gaan dan en onderwerp die aarde, heers oor dit. God is so vas by sy woord, dat 'n mens moes gekom het om die prys te betaal vir die sonde van die wêreld. Ja. Hy moes by sy eie woord hou om te sê, ek gaan myself stuur in die vorm van Jesus, ek gaan my seun stuur. Ja. Sodat my woord getrou sal bly. Hy kan nie sy woord breek nie. Ja, ek dink so hier is die geheim. As ons deurbrake wil hê, as jy deurbrake wil hê, is die groot geheim, gaan soek vir die sleutels vir daai deure in jou lewe. En ek moet vir jou sê, ek dink daar's ook sleutels van deure wat ons moet toesluit. Dis dalk ook 'n tema vir 'n ander dag. Maar daar's baie keer sekere deure in ons lewe wat oop is vir die vyand ingang tot ons lewe gegee, wat ons ook beroof van die seëninge van die Here. So daar's sleutels wat ons moet gaan soek om toe te sluit, en daar's sleutels wat ons moet gaan soek om oop te sluit. En dis ek wil amper sê wat ons verantwoordelikheid raak. Waar is daai sleutels? Hoe lyk daai sleutels? En ons gaan dit net kry deur te soek na daai sleutels. Dis korrek. Amen. Amen. En dan is goeie nuus. Ons gaan van hierdie Sondag af begin. Juis om jou te help met daai sleutels. Vandag het ek en Colin daaroor gepraat, dis seker ek voel die Here regtig. Kom ons, daar's soveel plekke wat die Here ons mee wil seën. Maar daar sleutels van in die woord van die Here vir ons gegee is, wat ons baie keer net moet gaan leer en gaan soek en gaan vind. En ek dink dis waarmee ons gaan begin. Ons gaan sleutels vir transformasie vir jou gee, vir
vir die volgende paar sonde. Ek wil nie eers vir jou sê hoeveel nie, want ek weet nie waar gaan ons eindig nie. Weet nie hoe lank gaan dit vat nie. Maar ek weet dat die Here gaan vir ons sleutels gee. Die Here gaan vir jou spesifiek sleutels gee wat jy kan in plek sit in jou lewe om sekere deure toe te sluit en sekere deure oop te maak waar die seën van die Here in jou lewe kan sien inkom en die vyand kan uithou op die areas wat hy nie moet steel nie. Amen. Amen. Kom ons bid vir ons. Bid vir ons mense dat die Here ons gaan insig gaan gee en wysheid gaan gee om by daai sleutels uit te kom. Amen. Vader, ek dank U vandag dat U vir ons, U kinders, die voorreg gegee het om sleutels van die koninkryk in ons hande te hê, Here. Dankie dat U ons toevertrou met die sleutels van U koninkryk. En ek bid vandag, Here, dat U vir ons die wysheid sal gee en die insig sal gee van waarom daai sleutels te kry en hoe om dit effektief te gebruik in ons eie lewens, maar ook in die lewens van mense daar buite, sodat U naam en U koninkryk daardeur verheerlik sal word. Ons gee vandag aan U al die eer daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. God bless jou. Ons sien jou Sondagoggend in die kerk. Baie seën vir jou.